Goeiemôre almal, dit is Woensdagoggend, dit is die 11de Junie, jaar 2025. Dit is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Ek wil vanoggend vir jou vra, is Immanuel, God met ons? Is hy met jou? Is jy lief vir Jesus? Het jy God al aangeneem as jou verlosser en as jou saligmaker? Het jy al bewus geword van sy teenwoordigheid in jou lewe? Nou vanoggend word ek wakker met hierdie lied en Donnie sê vir my, asseblief, moenie sê nie, dan loop ek die hele dag met hierdie lied in my kop. Maar ek het hom toe nou gaan opsoek vir die woorde, want jy weet, partykeer maak jy sommer jou eie woorde op. Maar die lied gaan so: Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God met ons, reddende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. En ek het so bietjie nou gaan opsoek hier oor dit in God se woord. In die eerste gedeelte is daar in Matteus 1 vanaf verse 18. En dit gaan oor die geboorte van Jesus. Die geboorte van Jesus was dan so: toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. En dit is as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos wat die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem en hy het haar nie beken nie, totdat sy gebore gegee het aan die seun, en hulle het hom Jesus genoem. Halleluja. Dan Matteus 28, verse 16 tot 20, die verskyning van Jesus in Galilea. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Amen. Halleluja. Is dit nie wonderbaarlik om te dink dat jy's nooit alleen nie? Die Here is met jou waar jy ook al gaan. As hy vir jou 'n taak gee of 'n opdrag gee, is jy nie alleen nie. Hy is met jou, hy gaan saam met jou en hy gee ook vir jou die woorde wat om te sê. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Immanuel, God met ons. Here, ons wil die ere bring vanoggend. Ons wil sing, lof sing tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam. Here, baie dankie dat u woord vir ons gegee het. Here, wat ons absoluut net, partykeer wil ek ook net soos 'n klein kindjie wat verlang om net so bietjie naby aan die ouer te wees, op hulle skoot te klim. Here, wil ek ook net vanoggend op die skoot klim en vra, Here, hou my vas. Here, en dat ek net weer u nabyheid kan ervaar en voel en weet, Immanuel, God met my. Halleluja. Dankie, Here, vir u groot liefde vir my. Here, dankie dat u met my is en dankie dat u met elkeen is. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen.